Right, ons sit hier met die hersieningsvideo van bladsy 47, verskraaf 10. Isometrische cirkels is een van die hoofopskrifte. As ons sien isometries, begin ons altyd met ons normale konstruksie. 90 grade af, 30 grade, 30 grade. Hoe moet ons daar het? Gelijk aan 30 grade, C-type lyne. Hierna identifiseer ons aansigte. Ons weet, eerst ook soort grafiese projectie, beteken hierdie vooraansig en hierdie boaansig. Linker aansig word nie vir ons gegee op bladsy 47. Wanneer ons kyk na ons isometrische konstruksie, weet ons altyd dat vooraansig van die rechterkant af geteken word, net oor die normale rede, dat ons voor van die kant af kan kom, so links van hier af is, en dan normaalweg ons boaansig heel van boe af. So ons identifiseer, hierdie is ons vooraansig, en hulle gee hierdie 75, hulle gee ook daardie as 75. Vooraansig beteken, vooraansig van hier af, ons vat die 75 wat ons hier het, en ons gaan merk 75 af op ons vooraansig. Van hier af sien ons hoogte, is ook 75, so van hier af, maar self 75, merk ons hier af. Dit maak dat ons op ons vooraansig kan intrek as vierkant van 75 elk. Van hier af moet ons die middel kry om hierdie cirkel te kan teken. Hulle gee vir ons die cirkel as omtrek 40. Dit beteken buitekante van ons cirkel se isometrische vierkant moet 40 ook wees. Dit beteken ons kry die helfte daar, ons kry die helfte van daar en daar, ons kry die helfte van daar en daar, ons ook die helfte daar. Ons connecteer hulle met konstruksielyne. Van hier af sê hulle radius, die omtrek is 40, beteken die radius is 20. So van die middel af, 20 daar kant toe, van die middel af 20, van die middel af 20, van die middel af 20, om die effect te kry van radius 20 en omtrek 40. Van hier af, die lijn teen 30 grade, waar teen ons die hele tyd teken, trek ons 40 mm in, teen 30 grade, 40 mm in, en ons wil doen ons vierkant. Van hier af, die isometrische cirkel, maklike stappe. Ons sê ons eerste stap is, connecteer die twee skerphoeke, trek ek die lijn in om die skerphoek te connecteer. Stomphoek met die teenoorgestelde middel met die stomphoek. Daar het ek die konstruksie om my tekening te teken en vat ek net my passer. Ek sit my naald van my passer daar op die kruis wat ek uitgewerk het en ek trek hom in die kwadrant van my vierkant. Ek sit hom weer daar, ek trek die klein kwadrant van my vierkant in. Hierdie cirkels is in dieselfde kwadrant as die skerphoeke. By die stomphoeke sit ek hom daar en ek gaan na die teenoorgestelde kwadrant toe. Trek hom daar in, sit my passer daar neer, ek gaan na die teenoorgestelde kwadrant toe. En trek hom daar in. In gevolg uit, ek het die isometrische cirkel. Van hier af moet ek my vooraansig voltooi, teken, ek trek hierdie in as buitenlyne van my figuur. En as ek hier kyk, sien hulle dat hulle die breedte gee as 20, wat die effect sal hê dat my linker aansig 20 breed sal wees, teen 30 grade, trek ek my linker aansig in, 30 grade die boe aansig oor. Van hier af, al die punte wat ek gebruik het op my konstruksie, kan ek net 20 mm terugskuif, om die dikte van my tekening in die agterkant van die cirkel oor te kry. Dit behels dat daai ene 20 teruggeskuif word, daai ene 20 teruggeskuif word, daai ene 20 terug, daai ene 20 terug, daai ene 20 terug, 20 terug, 20 terug, 20 terug. Nou, sien ek dat hierdie kwadrant ten volle ingeteken moet word. Ek sit my passer weer daar, gaan na die teenoorgestelde kwadrant toe. Ek trek hom daar in, ek sit my passer hier neer, ek trek 'n klein sirkel in,
sit my passer daar neer, trek die klein sirkel in. En daai sal dat sy 45 wees vir herstel.